Goeiemôre almal. Dis lekker om weer vanmôre saam met u te kan kuier daar in die eie huis waar u na die video's kyk. Ons gaan in 'n baie opwindende tyd in. Ons het nou die dag Hemelvaart gehad en tradisioneel in die Christelike kalender gaan ons 'n fantastiese tyd van afwagting en verwagting in met die Pinkstertyd en met die koms van die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag. So ek wil graag met u gesels ietsie rondom die Heilige Gees en ek beoog om later in die week ook meer daarvan te sê tot volgende Sondag wat tradisioneel dan Pinkster Sondag is. Maar kom ons begin met u deel oor die beste geestelike raadgewer wat jy ooit in jou lewe kan hê. Weet mense gaan na baie mense toe en met predikante, beraders en almal wat help. Maar kan ek sê, die beste raadgewer wat jy ooit in jou lewe sal hê, is die Gees van God self. En ons lees vanmôre uit Johannes 14, hoofstuk 14, vers 15 tot 18. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Soos ek gesê het op die Christelike kalender, is hierdie tyd jaarliks eintlik 'n ongelooflike wonderlike tyd. 'n Tyd waarin ons met opwinding uitsien na die Pinkstertyd. Die tyd wat Jesus 'n belofte gemaak het en gesê, hy los ons nie as weeskinders agter nie, maar hy stuur die Gees vanuit die Vader om by ons te wees, tussen ons te wees en in ons te kom woon. In hierdie uitdagende tyd wat ons nou deurgaan in ons lewens, het ons sekerlik niks minder en niks meer nodig as juist die Heilige Gees om by ons te staan, ons by te staan en sodat ons dit wat ons nou deurmaak op die beste manier ooit kan hanteer en kan deurmaak. Want as ek sê, ek kom agter die lockdown begin mense vang, dit begin selfs my vang, en as ons nie nou bonatuurlike hulp van bo het nie, gaan dit net vir ons 'n al hoe moeiliker tyd wees om deur te gaan. So, die Bybel praat hier as Jesus sê, hy sal vir ons 'n ander trooster gee. Dan praat die ou Griekse Bybel, waar uit al ons Bybels vertaal word, praat hy met die woordjie parakletos. 'n Fancy woord, seker vir teoloë wat graag daaroor wil praat, maar kom ons kom maar net eenvoudig by wat dit vir ons beteken. Dit het 'n vreeslike awesome betekenis vir jou en my. En ja, kan ek sê, hier is dit vir my altyd lekker om verskillende Bybelvertalings te gebruik en te sien hoe elke vertaling en parafrase die woordjie stel, want dit help ons om 'n ding beter te kan verstaan. Die ou vertaling praat van 'n trooster, die 83 vertaling praat van 'n voorspraak, die Nuwe Lewende vertaling praat van raadgewer en helper, en dan is daar talle Engelse vertalings wat praat van 'n advokaat, soos iemand wat die werk van 'n prokureur in jou lewe doen. En die eintlike gedagte wat vereenselwig word met hierdie woord, is iemand wat soos 'n advokaat langs my staan en my saak stel namens my. Broers en susters, is dit nie ongelooflik wonderlik om iemand te hê wat langs my staan en my ondersteun en in sulke moeilike tye soos die wat ons nou deurgaan, my saak voor God te stel en met God te praat oor wat in my hart omgaan, wat in my binneste besig is om te gebeur, wat in my gedagte omgaan, miskien die ontsteltenis wat ek in my hart saamdra, die ontevredenheid wat ek in my hart saamdra, die woede wat ek selfs in my hart kan hê, die kwaad wat ek kan wees in my binneste, omdat ek nie verstaan wat met my gebeur, en omdat ek nie verstaan hoekom ek deur dit moet gaan nie, en omdat dit vir my lyk asof daar nie 'n einde kom nie, asof daar nie antwoorde is nie, asof daar nie oplossings is nie, asof die dinge net erger raak soos wat die dae omgaan. Dat daar iemand is
wat met God die Vader kan praat namens my om uiting te gee aan dit wat ek voel, aan dit wat in my hart is, aan dit wat in my emosies is, uiting te gee vir God die Vader en namens my in te tree vir antwoorde en oplossings en om dit deur te maak. Die ongelooflike mooi gedagte is dat ons iemand het wat langs my kom staan. En as het ware onder my inkom, om my regop te hou en my staande te hou en my saak te stel. Want dit vang ons. Dinge begin pla, dinge begin ontstel. Ek sien mos wat die uitsprake is op sosiale media, hoe ontsteld van my vriende is, hoe ontnigter hulle is, hoe kwaad hulle begin word, en selfs hoe dat hier in harte 'n wrevel begin opkom oor dinge wat met ons gebeur, wat ons verstaan nie, en ons het nie antwoorde nie, en ons wil so hê, dinge moet nou regkom. Is dit nie ongelooflik kosbaar, om te weet dat God het iemand gestuur, om in ons midde te wees, by ons te kom staan, soos ek sê, onder my in te kom, en my eintlik op te lig, op te tel. Jy weet mos, die ou prentjie baie keer van ouens wat op die rugbyveld seer gekry het, en dan kom sy maats en dra hom die weerskante van die veld af. En dis die prentjie wat ek het, dat die Here sy gees gestuur het, om te midde van ons te staan, onder ons in te kom, en ons in hierdie tyd van seer, en jy weet, ongelukkigheid en ontsteltenis, om ons te dra, terwyl ons met hierdie seer het, namens ons in te tree. Want hoe langer die lockdown aanhou, hoe meer besef ek, ons as mens is baie swak. Hoe langer hierdie onsekerheid in ons lewens aangaan, hoe meer besef ek, ons het nie genoeg krag, ons het nie genoeg energie, ons het nie genoeg innerlik geestelike sterkte in ons eie as mens, om deur dit te kom en dit te kan hanteer nie. En ons gaan in 'n tyd, ons leef in 'n tyd, wat elkeen van ons in ons lewens seer sekerlik die Here die meeste nodig het, as wat ons dalk ooit in ons lewens gevoel het, ons hom nodig het nie. Die belofte is, die Here sê, hy laat ons nie alleen nie. Ag, dis vir my so kosbaar, dis vir my so besonder, om te weet dat Jesus sê, toe hy weggaan van hulle met die hemelvaart, dat hy hulle nie alleen gaan los nie, maar dat hy die Vader gaan vra om hulle 'n helper te stuur. Is dit nie kosbaar nie? Hy sê in vers 18, ek sal julle nie as weeskinders agterlos nie. Ai man, weet jy, dis al wat my kan deurdra in die tyd wat ons gaan. En dis dat die Here my nie alleen gelos het nie, maar dat hy by my is, deur die Heilige Gees, dat hy in my is, deur die Heilige Gees, en dat hy my ondersteun. Want ons word nie soos weeskinders gelaat nie. Die Heilige Gees staan op hierdie tydstip voor God die Vader, en hy doen voorspraak en inspraak namens ons. Die prentjie wat die Bybel eintlik hier het, en baie kommentare het, is soos wanneer ons in 'n regbank voor 'n regter staan, en ons 'n advokaat, 'n prokureur, wat ook al het, wat ons saak voor hierdie belangrike regter stel, om vir ons guns te pleit, vir ons saak te stel, om dit wat in ons hart is, ons probleme voor hom bekend te maak. Jy weet, hy stel ons saak namens ons teleurstellings, ons hoekoms, ons behoeftes, ons tekortkominge, noem dit net wat jy wil, kom hy, en hy gee uitdrukking aan hierdie voor God die Vader vir ons. Die Bybel praat in Romeine 8 vers 26, en hy sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek dink ons het baie van ons, miskien, op 'n plek gekom, ons weet nie meer hoe om oor hierdie ding te praat nie, hoe om met God daaroor te praat, hoe om ons harte met God te deel en daaroor te bid nie. Is dit dan daarom nie fantasties om te weet
dat ons iemand het wat die hartklop van God die Vader ken, om ons lewens en ons saak voor God die Vader te kan stel. Wat presies weet hoe God die Vader dink, want onthou, hy sê, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Die Gees ken God se gevoelens, God se gedagtes oor dit wat ek en jy deurgaan. En ek wil vir jou sê, God die Vader het hierdie ontsaglike empatie met ons. God die Vader het hierdie ongelooflike meegevoel met jou en my. En sy gedagte is nie dat ons deur swaar kry moet gaan en dat ons op moedverloorse vlakte moet sit en eintlik nie weet wat in ons lewens aangaan nie. Hy tree vir ons in, die Gees van God tree vir ons in. Hy ken die hartklop van God die Vader en omdat hy die hartklop van God die Vader ken, weet hy presies hoe ons saak gestel moet wees. Hy ken ook ons harte. Hy weet presies wat ons voel. So ons het die beste persoon om dit wat ons voel by God die Vader te stel, om ook dan God se Vaderhart te roer, aan te raak vir jou en my wees. Ons weet nie altyd om ons gebrokenheid, ons behoeftes te verwoord nie. Maar die Gees van God weet presies hoe om dit te doen. In 1 Johannes 2 vers 1 skryf hulle so, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Jesus het die Heilige Gees gestuur, om ook saam met Jesus ons saak by God die Vader te stel. Laastens sê Jesus, dat die Heilige Gees vir altyd by ons sal wees. Dit is vir my baie groot, want dit maak nie saak hoe baie foute ek het nie. Dit maak nie saak hoeveel tekortkominge ek het nie. Dit maak nie saak hoe swak ek is nie. Die Here is deur sy Gees altyd aan my kant, by my en besig met my. Die Gees van die Here is altyd daar, en die Gees van die Here onttrek hom nie, gaan nie weg van ons af, as ons miskien foute gemaak het, en dinge gedoen het, wat die Here sou teleurstel, of wat ons partykeer in ons eie skuldgevoelens, voel ons van die Here af wegdryf nie. Broers en susters, die Heilige Gees is hier, om saam met jou, en saam met my, 'n pad te stap, te journey, soos die slim mense deesdae praat. Hy's daar, om my te leer hoe om 'n kind van die Here te wees, en hy is daar namens my, tree hy by God die Vader in. Toe ek hierdie boodskap voorberei het ek iets baie sterk in my hart gevoel, en ek weet nie hoekom dit so sterk in my hart is nie, maar ek voel, ek moet dit tog sê, vir diegene van u wat seer het, wat kwaad het, en teleurgesteld is in wat ons sou sê, kerk. Ek wil vir jou sê, die Gees van die Here is langs jou, om onder jou in te kom in hierdie tyd, en jou te ondersteun, en jou te dra, sodat jy deur dit kan kom, want hy is ook besig om jou saak vir jou by die Here te stel. Partykeer dink mense, ag weet jy, ek was al so lank sonder kerk, en ek het al so lank, weet net dit en dat, ag die Here het seker maar ook van my vergeet. Maar ek wil vir jou sê, broer, vir jou sê, suster, die Gees van die Here is ook daar, en hy kom vanoggend langs u in, en hy lig u op, en hy stel u saak voor God die Vader. Een ding is seker, dit is dat die Gees van die Here altyd met jou sal wees, tot op die einde van tyd, om ons te help, om ons te ondersteun, en ons saak by die Here te stel. Vertrou daarom vanmôre net op die Here, voel hoe dat hy langs jou inkom, en hoe dat hy jou oplig, en hoe dat hy jou versterk. Ja, bid bietjie vir 'n slag. Miskien het jy jare laas gebid, bid vir 'n slag. Want in daardie gebrokenheid wat jy ervaar, stel God, die Heilige Gees, jou saak voor God die Vader, om jou te kan oplig, en jou te kan versterk, en jou te kan bring op 'n plek van oorwinning.
Kom ons bid saam. Abba Vader, hoe voorreg is dit nie om net na U te kom en in my gebrokenheid as mens te sê, Here, vat hierdie swak mens hand en maak my vandag sterk. Vader, dinge begin vir my te veel word. Ek raak te ontsteld, Here. Ek raak miskien moedeloos en miskien depressief. Here, stuur U Gees, laat ek as mens in my gees bewus word van sy teenwoordigheid by my. En Here, vat my hand, kom onder my in met U skouer en lig my op en maak my sterk. Want Here, ek het U so nodig. Wees my raadgewer, wees my voorspraak en wees my helper. Ek erken met alles in my, ek kan nie sonder U deur dit alles kom nie. Dankie Here, dat ek op grond van die woord daarom met danksegging kan sê, ek weet, U kom langs my in en U ondersteun my. Seën my broers en my susters, Vader, ek bid dit in Jesus naam. Amen.